Begin jou dag met Communion op Kruisbaai met Dr. Leonie elke oggend om 7:30. Goeiemôre, ek deel graag met jou dan die profetiese woord van 2026. En voordat ons kan luister wat die Gees van die Here vir my sê, kom ons bid saam en ons maak onsself ontvanklik vir hierdie woord wat ons moet ontvang. Abba Vader, baie dankie dat ons as u kinders na u toe kan kom. Here, dat ons ingestel kan word in u stem. Heilige Gees, dankie dat u binnekant ons is om ons te help hoor. En Jesus, ons loof u en ons prys u vir u woorde. Dit is volbring. Here, ek is diep afhanklik van u terwyl ek die woord bring. Help my asseblief, Here, want anders sal ek nie kan nie. Amen. Nou in soveel jaar in die bediening, as ek moet skat, is dit seker 26 jaar, is dit die eerste keer in al die jare wat ek nie 'n profetiese woord gekry het nie. Party jare was dit al Februarie gewees, dan het ek al die profetiese woord gekry vir volgende jaar. En dan was dit so in die kol gewees. En terwyl ek geen profetiese woord kry nie, begin ek myself ondersoek. En ek vra, Here, maar hoekom hoor ek nie u stem nie? En sag kom die Heilige Gees se stem deur en hy sê vir my, jy hoor my. En daarna begin ek sê, maar Here, ek hoor niks nie. En weer sê die Here vir my, jy hoor my en jy hoor reg. En toe ek stil raak, toe besef ek wat die Here eintlik wil sê. Hy sê vir jou wat luister nou na hierdie uitsending. Jy gaan jou eie profetiese woord kry hierdie jaar. Wat God van jou al weet, wat hy vir jou wil sê. Ek bid verder en ek vra, hoekom, Here? En wat ek ervaar is, dat die Here sê, want hy wil met jou alleen begin praat. Hy wil 'n persoonlike verhouding met jou hê. Baie keer kan ek en jy op ander mense se woord gaan en rely op ander mense se woord, wat hulle sê, en ons kan dit dan vat vir ons. Maar dit is soos, as ek met jou oor foon sal praat, en ek sê vir jou, daar sekere goed wat ek nie vir jou oor die foon wil sê nie, of kan sê nie. Ek wil jou in die oë kyk as ek dit vir jou sê. Dit is soos daardie dans tussen 'n bruidegom en sy bruid. En dit kan ek jou verseker, as ek met my liefling man in 'n close dance is, kan net ek en hy hoor wat ons vir mekaar sê. En dit is wat die Here vir jou wil sê, as sy bruid, dat hy met jou face to face wil dans hierdie jaar. En al woord wat ek in my gees kon gekry het, is die woord closer. En die prentjie wat ek kon kry is closer, closer, like a close dance. En as jy ook kyk na die profiel, daai piek van die profetiese woord, sal jy duidelik kan sien, dat hierdie bruid met haar bruidegom dans, waar net sy gesig kan sien, en hy haar gesig. En agter haar rug, hou vas sy 'n skrou. En hierdie betekenis is vir jou, dat dit tye gaan wees, wat jy en die Here baie naby aan mekaar gaan kom. Daar die face to face
en ook dat dit nie 'n woord gaan wees wat hy hardop sê nie, maar letterlik 'n fluister in jou oor, terwyl jy dan met jou kop teen sy bors lê. Hoekom wil die Here dit so doen? As ek vir jou sou sê, iemand het jou lief, en iemand bewonder jou, en iemand is daar vir jou, sal jy sê, ja, ek hoor wat jy sê, maar wanneer daardie persoon dit vir jouself sê, dan sal jy die grootheid daarvan beleef, soos wat presies in daardie oomblik genoem word. Om hierdie te bevestig, kan ek vir jou sê, nog nooit het ek soveel boodskappe gekry, soos wat ek in die laaste tyd gekry het, waar mense vir my sê, ek kan nie verstaan wat aangaan nie. Ek het gedink dit sal so en so wees. Mense het vir my in die kerk gesê, so en so sal dit wees. Ek sal hierdie groot goed doen vir die Here. Hoekom werk my lewe nie uit nie? Kan ek jou sê, hoekom werk jou lewe nie uit nie? Want 'n mens het nie vir jou die antwoord nie. Hoor vandag wat ek vir jou sê. 'n Mens het nie vir jou die antwoord hoekom jou lewe draai soos jou lewe draai nie. Ek kan vir jou baie uit jou lewe uit vertel, hoekom jou emosies is soos wat jou emosies is, en dit wat dalk in jou liggaam kan fout gaan as gevolg van daardie gevoelens, daardie emosies, dit wat in jou siel aangaan. Maar ek en niemand op hierdie aarde het die kennis, die verstand, die insig, die wysheid, om vir jou te kan sê, hoekom jou lewe draai soos wat dit draai nie. So waar sal ek en jy 'n draai gaan maak, om te kan verstaan wat in ons lewe aangaan? Ons gaan 'n draai maak deur die hart van Jesus Christus. Hy wie jou in hom geneem het, toe hy kruis toe gegaan het. Hy weet wat in jou lewe aangaan, en hoekom dit aangaan. Ek dink hierdie is dalk al vir mense 'n afgewaterde antwoord. Maar jou en my lewe lê werklik in Jesus. So as ek op plekke kom in my lewe, wat vir my moeilik is, wat vir my uitdagend is, gaan ek altyd na hierdie een plek toe. En dit is Jesus, wat het U vir my deurgegaan aan die kruis van Golgotha, wat U gesê het, dit is volbring. Leer my dit. Geen mens het dit vir jou deurgegaan nie. Geen mens is daar die middelaar tussen jou en God, behalwe Jesus nie. En weet jy wat is die goeie nuus? Wat hy ook al vir jou deurgegaan het, het hy oorwin, omdat hy jou lief het. So jy kan een iets in jou lewe vasmaak, so vasmaak, omdat hy my lief het, sal ek in hierdie wat ek deurgaan, meer as 'n oorwinnaar wees. En dan is daar natuurlik 3 stemme wat met jou praat. En in die 3 stemme wat met jou praat, sal jy ook baie keer prentjies sien. Mense sal stemme hoor van goed wat nog nie eens gebeur het nie, maar hulle sal die prentjies sien, asof dit is. En dit is presies wat jou liggaam deur gaan op daardie stadium. Presies dit. En daarom, as ons closer aan Jesus beweeg, meer face to face, meer konsentreer wat hy vir jou en my sê, hoe meer sal ek en jy by daardie plek uitkom, om te hoor wat sy stem werklik is, 'n fluistering. So die vraag is, hoekom
praat die Here dan nie die hele tyd met ons nie? Jy sien, die Here is seker dat net hy getrou, regverdig is, dat jou nooit sal drop nie. So as hy vir jou in sy woord een keer sê, ek sal jou nie begewe en ek sal jou nie verlaat nie, dan moet jy daardie een woord vat en dit jou hele woord maak. Wat doen die vyand aan die ander kant? Hy praat 24/7 met jou. Net soos wat hy vir Eva oortuig het dat hierdie boom mooi is, goed is om van te eet, en sy vir die ander by haar gegee het om te eet, vir Adam by haar gegee het. Net so vat ek en jy gedagtes, kennis van die vyand, en ons sal dit vir mense om ons ook gee, om te eet. Natuurlik kan ek my eie stem volg. Ek kan dalk in 'n posisie wees waar ek dinge kan vermag, uit my menslike krag uit. En dan sê, maar dit is die Here wat dit gesê het. En daarom is ek so baie versigtig vir hierdie woord om te sê, die Here het gesê. En as ek vir jou sê, die Here het gesê, dan gaan ek vir jou moed kan wys in God se woord, wat hy gesê het. En ek gaan nie vir jou sê, dit staan in Psalm 23 vers 1 nie. Ek gaan vir jou bewyse lewer, soos wat die Here dit gee. Want baie keer het ons die kennis van die woord om te sê in skrif so en so en vers so en so staan dit. Maar dit is nie hoe die woord van die Here bedoel was om te wees nie. Dit was bedoel dat ek en jy die prentjie moet kan sien, wat afgespeel het, wat die werklikheid is. Daarom gee die woord dit vir ons in stories. Ek wil met jou iets oefen vanoggend. En ek wil hê, net daar waar jy is, moet jy net jou oë toemaak, en jy moet sag in jou binneste tel, van 1 tot 10. En iewerste, gaan ek vir jou sê, stop, en sê jou naam hardop. Kom ons kyk, hoe werk dit? Stop. Sê jou naam hardop. Leonie. Wat het nou gebeur? Jy het die tel in jou gedagtes verbreek. En jy kan nie verder aan dit dink nie. En nou dat jy daarop let, het jy iets geleer uit die realiteit van die lewe, hoe jou gedagtegang gebreek moet word, wat Jesus sê, neem jou gedagtes gevange. En dat jy, wanneer jou gedagtes begin hardloop, hierdie jaar, die sal beoefen, om jou gedagtes te onderbreek, deur woord, wat die Here op daardie oomblik vir jou gee. En wanneer jy vir my sê, Leonie, ek hoor niks nie, dan gaan ek vir jou sê, luister dieper, staan nader aan Jesus, staan so naby hom, dat jy sy asem op jou voel. Natuurlik gaan dit beteken, jy kan nie in daardie omstandighede wees waar jy langer is nie, maar dat jy sal wees in hemelse plekke saam met hom om dit te hoor. Terwyl ek hierdie woord vir jou gee, onthou ek dat ek een keer bedien het op 'n plek, en dit was nogal opvallend geweest dat daar baie jong mense was. En daar was een meisie wat die Here sy lig gedurig op haar laat val het. En die Here sê vir my, vat haar uit die gehoor uit
en dans met haar, 'n close dance. En ek het nie verstaan wat dit beteken nie. Maar ek het ook vir al die kinders gesê, om op te staan en vorentoe te kom. En terwyl ek met hierdie beeldskone jong meisie in my oë gedans het ek agtergekom, sy is nie lief vir haarself nie, want sy glo nie, dat sy liefgehê kan word nie. En terwyl ek met haar so gedans het ek die dans gestop, ek het vir haar gesê wat die Here vir my gesê het. Ek het vir haar gesê, jy verlang so na die nabyheid van Jesus, maar jy's bang. Laat hom toe om vir jou te raak wie hy wil wees. En toe het ek vir haar gesê, hy gaan jou beskerm in 'n beskerming wat jou baie keer gaan laat voel, jou lewe gaan by jou verby. Maar hy wil met jou dans. En jong meisie, hou aan met Jesus dans, totdat die regte manspersoon sal inkom, en die dans sal onderbreek. En wanneer Jesus jou vir daardie persoon afgee, sal jy weet, dit is die regte persoon. En hierdie is 'n baie, baie groot waarheid in ons eie lewens. Om hierdie jaar so close dans met Jesus te hê, dat hy vir jou kan sê, hoekom jou lewe draai, soos wat jou lewe draai. Jy hoor, uit die passie uit, wat ek altyd communion nagmaal bedien, hoor jy van Jesus se bloed. Jy hoor van Jesus se liggaam. Maar het jy al in jou eie lewe ervaar wat Jesus se bloed werklik vir jou beteken? Jy sien, dis soos 'n vingerafdruk. Geen iemand se lewe is soos 'n volgende een se lewe nie. Daar kan goed wees wat dieselfde klink, maar emosies wat ons deurgaan, is nie dieselfde nie. En dat jy vandag sal hoor, closer, closer, closer. Close dance. As Jesus met jou vanoggend dans, en hy fluister in jou oor as sy bruid, wat sy bloed vir jou kan doen. Gaan jy dit vat? Dat sy bloed uit jou kan uitwas. Alle sondes, alle ongeregtigheid, alle oortredinge. Verstaan jy werklik hoe groot hierdie woord is? As hy uit jou uithaal dit wat donker is, en jy begin lig raak, hoeveel lig sal daar nie in jou gedagtes wees nie, in jou woorde en in jou dade? Het jy regtig verstaan hoe groot sy liefde vir jou was? Hoe groot sy liefde
vir jou is. Dat die oomblik, wanneer jy regtig wil ontslaa raak van goed, sy bloed se krag nog steeds die lewe is om jou uit dit uit te haal. Dat jy sal verstaan vanoggend hoe lief hy jou het. Dat as hy in jou oor fluister, deur my wonde, sal daar vir jou genesing kom. Dat jy vanoggend meer sy wonde sal vat as jou eie wonde. Dat jy meer sal spreek genesing van Jesus se wonde as wat jy met jou eie wonde sal besig wees. A close dance met Jesus. Dat jy sal sien hoe dit Vader verheerlik. Want dit is sy verheerliking as jy daardie liefde vat, hoe lief hy jou het om Jesus vir jou te gestuur het. A close dance waar mense sal sien hoe jy deur hierdie jaar gaan nader aan Jesus. Dat mense sal sien wat die Heilige Gees in jou lewe doen. En dat hulle nie 'n soeker sal raak na jou lewe nie, maar na daardie liefde wat hulle ervaar. Dat dit daardie liefde sal wees. En baie van ons sal dalk sê, ek dans nie eers nie, ek hou nie van dans nie. Weet jy wat, geliefde? Ons moet ophou om te wil hê net wat ons wil hê. Net wat ons satisfy. Want as Jesus hou van dans, en hy wil jou in 'n close dance vat, om vir jou te fluister, wat net hy vir jou kan sê. Wie is ek en jy, om dan te sê, ek hou nie van dans nie. Ek kan vir jou iets sê, hy sal jou vat op 'n plek, om vir jou te wys, wat Vader God verheerlik. En dan sal jy kom by daardie plek. Nie my wil nie, maar U wil. En wanneer jy begin sê, nie my wil nie, maar U wil, in die closer dance, gaan hy vir jou kan gee. Meer as wat jy voorgevra het, meer as wat jy voorbid, meer as wat jy oor kon droom. Want sy wil gaan 'n volmaakte wil wees. So wat hoor jy? Dan gaan ek jou vra, wat het hy vir jou gefluister? Want jy sal tot geloof kom deur daardie woord. Om hierdie jaar te begin closer. As dit jy is wat closer wil kom, gaan ek nou saam met jou bid. Abba Vader, dankie vir die profetiese woord van 2026. Here, dat U die eer sal kry elke oggend. Here, waar U liefde en trou niet sal wees. Jesus, ek sien U staan en ek sien hoe U
vir my nader wink. Here, dankie dat ek na u beeld is, na u gelykenis is, en dat ek in u arms kan instap vanoggend. Ek is dankbaar, Here, dat u die dans sal lei, en ek dit nie hoef te doen nie. Dankie, Here, vir engelekore, wat die song sal wees, elke keer anders, waarop ons sal dans. En dankie, Here, dat u my rug toemaak, met daardie skraal, wat u vashou, agter my rug. Ek weet, Here, daarin is die woord vir my, en ek weet, hoe meer ek toelaat, dat u my stywer vashou, hoe meer gaan ek een word met u. Hoe meer, Here, sien ek in hierdie beeld, dat u my so vashou, dat ek tot in u gaan. En Here, daarmee kan ek erken, net u ken my lewe, net u weet my lewe, net u het my lewe beplan. Dankie vir u bloed vanoggend, Jesus. Dankie dat u bloed vanoggend vir my fluister. Dankie dat ek kan vergewe, nie in my krag nie, maar in u krag, in u bloed. Dankie vir u liggaam vanoggend. Dankie dat ek die fluistering kan vat, deur elke sel van my liggaam, hoe u wonde my genees. Vader, dankie vir 2026. Die jaar closer. Dankie, Here, dat u my vashou. Dankie, Here, dat ons op die ritme van u hartklop hierdie jaar kan ingaan. Amen.